is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van die regering. Goeiedag geliefde. Is dit nie wonderlik om te weet dat die Christus wat ons aanbid nie pateties is nie? Dat hy onaantastbaar is. Dat aan hom behoort alle mag. En ons dien hom elke dag. En op hierdie donderdag kom ons by 'n baie besonderse teks wat vir ons sy werklike mag wys. Ons is terug by Kolossense 1 en ons lees vers 18 tot 20. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Dit is 'n onmoontlike konsep om aan te dink. Dat daar nadat daar skeiding gekom het tussen God en sy mense, dat daar hoegenaamd weer eenheid kan kom. Dat daardie skeiding oorbrug kan word. En nie net oorbrug kan word as 'n kanaal vir kommunikasie nie, maar so oorbrug kan word dat daar totale versoening kan wees. Want totale versoening is die terugvoeg na hoe dit was. En nee, daar was niks nog ooit in hierdie heelal wat dit kon doen tussen God en mens nie. Niks en niemand nie. Moses het die wet gehad, hulle het probeer. Die profete het dit gehad en het probeer. Ons het deur die eeue baie allerlei dinge probeer. Maar nog niks was kragtig genoeg, magtig genoeg om versoening te kon bring tussen God en mens nie. En toe kom Christus. En hy was by magte om dit te doen. In die persoon en in die werk van Jesus Christus, die een wat ons so baie van op afpraat, sy naam gebruik as 'n stopwoord, as 'n vloekwoord baie keer. Hy wat sommer net baie keer ons maatjie is, hy wat eintlik in ons diens is, want hy moet vir my allerhande goed reël en in plek kry. Hy was magtig genoeg om totale versoening tussen God en mens te bring. Die magsdaad van alle magsdade wat nog ooit in hierdie heelal gebeur het. Want dis 'n onmoontlikheid. Maar nie in Christus nie. In Christus is dit nie 'n onmoontlikheid nie, maar die waarheid. In Christus is dit die evangelie. God het besluit om so in hom te woon dat hy deur hom, dit is Christus, alles met homself versoen. So die vrede is herstel en alles op die aarde en in die hemel is met God versoen deur Christus. Daar is nie 'n groter, magtiger daad as dit nie. En Christus is die een wat dit gedoen het. So miskien moet ons 2 keer dink voordat ons sy naam as 'n stopwoord gebruik. Voordat ons aanvaar dat iemand sy naam as 'n vloekwoord gebruik. Voordat ons hom misbruik. Om in ons diens te staan, om vir ons goedjies hier en nou te reël en reg te kry. Hy het in 'n magsdaad ons versoen met God self. Wat 'n voorreg. Wat 'n God. Wat 'n magtige een. Dien hom. Volg hom. Loof hom. Ook as jou God en Heer. Shalom.